vir ons troos. Here, U help vir ons. Here, U is vir ons God van naby. U lei vir ons. En Vader, dankie vanmôre vir die teenwoordigheid. Dankie vanmôre, Heilige Gees, dat U by ons is en saam met ons is. En Here, dat ons net vanmôre kan weet dat U hier is. U het vanmôre afspraak, Here, met ons. Here, ons is U mense. Ons is U liggaam. Ons is U gemeente. En daarom sê ons vanmôre dankie, Here, vir U genade, U teenwoordigheid, in naam van Jesus Christus. Here, U woord is lewend en kragtig. Laat U woord, Here, tot ons harte spreek vanmôre ook so. En Here, U woord vanmôre tot elke een se lewe deurdring. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Prys sy naam. U kan saam met blaai na Handelinge 4 toe asseblief. Handelinge 4. Gaan 'n paar verse saam lees in die woord van die Here. Handelinge 4. Loof die naam van die Here. Ons tema vanmôre is Jesus of die wêreld. Jesus of die wêreld. Geliefdes, deur al die eeue heen, is hy reg so, is nie bietjie te hard nie. Is hy reg so? Reg. Kan jy my hoor? As hy. Maak soos jy my kan hoor. Deur al die eeue heen sit die mens met dieselfde probleem, oor en oor. Ons hoor, maar ons luister nie. Ons hoor, maar ons luister nie. En wanneer ons geluister het, of wil luister, is dit wat ons eintlik moes gehoor het klaar verby. Want ons het nie geluister nie. Nou hier kom vanmôre 'n situasie, u ken die gedeelte in die woord van die Here, Handelinge 4, baie bekend. Maar ek wil vanmôre so 'n paar oomblikke net stil staan by hierdie gedeelte. En 'n bietjie vanmôre praat oor vrymoedigheid. Gehoorsaamheid en vrymoedigheid. Handelinge 4. Ek gaan die hele gedeelte lees nie, dit gaan oor Petrus en Johannes vir die raad, vir die Joodse raad. En ek lees vanaf vers 8 af. Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan die owerstes van die volk en ouderlinge van Israel. As ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het, laat dit bekend word aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus, die Nasareëner wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Hy is die steen wat deur julle die bouers geag is, wat 'n hoeksteen geword het. En dan vers 12. Die saligheid is in niemand anders nie. Want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Vat 'n pen en onderstreep die woordjie moet in jou Bybel. Moed is nie gedwonge nie. Moed is 'n keuse. Petrus kom in die sê gedeelte, hy sê, waardeur ons gered moet word. Met ander woorde, gered moet word beteken, daar's 'n ander keuse, daar's 'n ander pad om te stap. Gered moet word. Jy is nie outomaties gered nie. Jy is nie outomaties gered omdat jy in 'n kerk behoort, of omdat jy Bybel het by die huis nie. Jy is nie outomaties gered nie, my boetie mense sê, jy moet gered word. Dit beteken, iets moet gebeur. Nou ons weet in die hande van, na Pinkster wat alles al plaasgevind het, en wat daarmee gepaard gaan, het iets gebeur. Gered moet word. En toe die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd en hulle as metgeselle van Jesus erken. En omdat hulle die man wat genees was by hulle sien staan, kon hulle niks daarteen sê nie. Hulle het toe gelas om buitekant die raad te gaan met mekaar te beraadslag. En gesê, wat moet ons met hierdie manne doen? Want daar is 'n kennelike teken deur hulle plaasgevind, is duidelik vir al die inwoners van Jerusalem. Ons kan dit nie ontken nie. Die slegste ding in 'n mens se lewe, as die waarheid voor jou oë is, en jy wil dit nie erken nie. Jy wil dit nie erken nie. Hulle sê, ons kan dit nie ontken nie. Maar dat het nog nie meer onder die volk versprei word nie, laat ons hulle dreig om nie meer in die naam met enige mens te spreek nie. Hulle het hulle geroep en hulle bevel gegee om in die geheel nie in die naam van Jesus te spreek of te leer nie.
Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is vir God, om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Want vir ons, hoor mooi wat sê hy sê nie maar vir ons nie, hy sê want vir ons. As hy gesê het maar vir ons, het hy 'n besluit gemaak. Het hy 'n keuse uitgeoefen. Maar, dis om met iemand te argumenteer, en terwyl jy praat, sê die persoon, ja maar. As iemand sê ja maar in 'n gesprek, beteken hy het niks gehoor wat jy gesê het nie. Hy wil net hoor, hy wil net vir jou sê wat hy nou wil sê vir jou. Hy gebruik nie die woordjie maar nie, hy sê want. Want, vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Nou sê die woord vers 21, en nadat hulle nog dreigemente bygevoeg het aangesê, dit is vir my sleg dat die kerk, die Joodse raad, dit was die kerk van daai tyd gewees, nie bereidwillig was, om op hierdie oomblik nog steeds, te wil vashou aan hulle eie instelling. Jesus was gekruisig, hulle was daar. Hy is begrawe, hulle was daar. Hy het opgestaan, hulle was daar. Hy het opgevaar, hulle was daar. Heilige Gees uitgestort, hulle het gehoor. Maar nog steeds, sê hulle nee, dit kan nie wees nie. Nou, ek kan nie verstaan, hoekom mense in hulle lewe, of kom ek sê vir jou so, ek verstaan dikwels nie, hoekom ek self in my lewe, stupid goed doen nie. Het jy al 'n dom ding gedoen al? Wat is 'n dom ding? 'n Dom ding is iets wat jy nie gedink het nie. En agterna as jy ook moes gedink het. Hoekom het jy nie gedink nie? Ek kan nie verstaan nie. Hier kom hulle sien alles, hoor alles, die ou staan tussen hulle. Hulle erken dit, hier's die man wat siek was, nou is hy gesond. Maar nog steeds sê hulle, bly stil, moenie oor dit praat nie. Nou hoor die hele volk, hallo, die hele volk het klaar gehoor. Hulle was klaar daarvan bewus gewees. En nou kom Petrus en Johannes in die gedeelte en sê, want het is vir ons onmoontlik om te praat oor wat ons gesien en gehoor het. En so het hulle aangegaan en daarmee gepaard gegaan. En nou kom ons in vers 20, wat ons gelees het so pas, né? Vers 29 in die gedeelte. Nou bid hulle. Hoe bid hulle? Nou Here, let op die dreigemente en help ons om weg te kruip en stil te bly, want ons gaan moeilikheid kry. Nee. Let op die dreigemente en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek. Deurdat u hand uitstrek tot genesing, tekens en wonders deur die naam van die heilige kind Jesus Christus. So wat kom in hierdie gedeelte, my boetie, my sussie, vrymoedigheid en gehoorsaamheid. Jy kan nie vrymoedig wees as jy ongehoorsaam is aan die Here nie. Ongehoorsaamheid aan God beteken, dit wat hy gesê het, dit doen ek nie. Jy kan nie vrymoedigheid dan wees om te sê ek wil praat oor die Here nie, want jy is ongehoorsaam aan God. Net so kan jy ook nie vrymoedig wees in dit wat die Here vir jou gee om te doen, maar jy leef dit nie elke dag nie. Daar staan die ou tussen hulle, wat gesond geword het, daai verlamde man, tussen hulle. Hulle sien dit. Maar nog steeds sê hulle, moenie praat in hierdie naam nie. Vir 'n oomblik, kom ons praat 'n bietjie oor gehoorsaamheid aan God en vrymoedigheid om 'n getuie vir hom te wees. Want dis waar ons vandag is. Dis waarmee die kerk vandag sukkel. My broedie, my sussie, die kerk se oorwinning lê in gehoorsaamheid aan God. En die vrymoedigheid om dit te doen wat die Here wil hê ons moet doen. Daarom bid hulle sê, gee ons groter vrymoedigheid in die gedeelte. Here, help vir ons om u woord te spreek. Jy is nie outomatiese getuie nie. Jy moet eers plek gehoorsaam aan God wees, tweede plek my vrymoedigheid neem om wat te doen. Om te doen wat die Here wil hê jy moet doen. So met alweer gehoorsaamheid aan God, aan die Here, is baie belangrik. Daar is nie 'n ander keuse nie. Daar is nie 'n maar nie. Maar die wêreld, maar die regering, maar die, maar daai. Nee. Petrus en Johannes sê, want ons kan nie stil bly nie. Ons kan nie stil bly wat ons gesien en gehoor het nie. Nou kan ons dit vanmôre sê, maar ons het nog niks gesien en gehoor nie. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Het jy nog nooit 'n wonderwerk gesien nie? Het jy nog nooit 'n wonderwerk gesien nie? Gaan steel 'n skaap dat die Here jou kan red asseblief. My bid my sê, as jy vanmôre vir my sê, jy het nog nooit 'n wonderwerk gesien nie, wil ek vanmôre vir jou sê, wie wat? Die belangrikheid is vanmôre daar, jy is vanmôre hier, is 'n wonderwerk. Jy het vanmôre wakker geword, is 'n wonderwerk. Jy het vanmôre hiernatoe gery met jou eie kar, dis 'n wonderwerk. Jy het al die potholes misgery, is 'n wonderwerk.
Jy kan vanmôre hier wees, jy kan vanmôre saam met mekaar wees. Jy kan sing vanmôre, dis 'n wonderwerk. Jy kan praat vanmôre, dis 'n wonderwerk. Ek het hierdie week 2 mense begrawe wat in 'n slaap oorlede is. Gaan slaap het, niks bekeer het nie. Volgende oggend net nie wakker geword nie. Wat maak ek en jy anders? Wat maak ons anders vanmôre? Dis 'n wonderwerk. Want ons kan nie stil bly oor die wonderwerk van die Here nie. Dit dryf jou. Redding, sê die woord van die Here in vers 12, in die gedeelte as 'n wegspringplek vanmôre, is vanmôre belangrik om te besef en vanmôre te weet. Daar's geen ander naam. Hoor mooi? Geen ander naam onder die hemel of in die hemel of op die aarde waardeur die mense gered kan word nie. Anders dan die naam Christus Jesus, die verlosser en die saligmaker. Daar's geen ander naam nie, my boetie mense. Daar's geen ander pad nie. Daar is nie 'n soortgelyke pad nie. Daar's nie 'n soortgelyke redding nie. Al die paaie lei nie na Rome toe nie. Die spreekwoord sê mos alle paaie lei na Rome toe. Dis nie waar nie. Daar is net een pad. Sy naam is Jesus Christus. Daar is nie 'n ander pad nie. Petrus kom in die gedeelte en sê dit, onomwonde sê hy dat vrymoedigheid begin by die sekerheid dat Jesus die enigste Here is. Hoor vanmôre dit. Vrymoedigheid vir my en vir jou om 'n getuie te wees, begin by die sekerheid dat Jesus Christus die enigste verlosser en saligmaker en Here is. Ons kan nie alternatiewe hê nie. Wie wanneer kry mense alternatief? Of kom ek sê dit so? Wanneer is jy ongelukkig as daar 'n alternatief is? Wanneer is jy ongelukkig? Dan is 'n alternatief. Waar kom die alternatief vandaan? Net eendag, hier sê, hallo alternatief? Nee, jy het hom gaan soek. Jy het hom gaan soek. Jy was oop gewees vir oortuiging. Jy was oop gewees vir die gesprek van oortuiging. En wanneer jy dit gehoor, dan kom jy agter, maar dit kan ook 'n alternatief wees. Kom ek vanmôre vir jy sê, my boetie mense, daar is nie alternatiewe nie. Moenie betrokke raak by ander goed nie. Daar's geen alternatiewe nie. Moenie ontevrede wees met wat jy het nie. Wees dankbaar vir wat jy het. Paulus skryf dit van die woord van die Here. Wees dankbaar. Maar wanneer ons nie meer dankbaar is nie, begin ons alternatiewe soek. Kyk. Vrymoedigheid begin by die sekerheid dat Jesus die enigste weg is. Johannes 14 vers 6 sê Jesus self. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Daar is geen ander pad na die Vader toe, behalwe deur my nie. Paulus skryf vir Timoteus, 1 Timoteus 2 vers 5. Een God, een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus. Een God, een middelaar. Daar is nie ander ene nie. Daar is nie 'n ander middelaar nie. Handelinge 10 vers 43. Al die profete getuig dat elkeen wat aan hom glo, vergifnis van sonde ontvang deur sy naam. Wie se naam? Jesus Christus. Daar is nie alternatiewe nie. Vrymoedigheid begin wanneer jy besef en weet dat Jesus die enigste weg is, en dan kan jy nie stil bly nie, want jy het die wonderwerke gesien wat God in jou lewe doen. Jy gaan vandag druk ervaar in die wêreld aan buitekant. Almal wil sê, al die weë lei na God, ons dien almal dieselfde God. Ons doen nie. My boetie mense sê, wanneer jy begin dink, almal dien dieselfde God, is jy op 'n baie gevaarlike terrein. Jy's besig om 'n afleiding toe te laat in jou lewe. Al die gode is nie dieselfde, en daar's een God, Vader, Seun, Heilige Gees. En as jy vanmôre 'n ander God wil ondersoek, wil ek vandag vir jou sê, my boetie mense sê, dan ondersoek jy dit buite die wil van die Here. Kan ek dit weer sê? As jy 'n ander God wil ondersoek, doen jy dit buite die wil van die Here. En dan moet jy met hom gaan gesels daaroor. Dan moet jy met hom dit gaan uitklaar. Hoekom soek jy 'n ander God? Interessant, die volk sê vir Samuel, soek 'n koning. Hy sê, hoekom soek julle koning? Want al die ander volke het konings. Ons wil 'n koning hê. Hy sê, maar God is julle koning. Nee, ons wil 'n koning hê. En hy is kwaad vir hulle. Hy is kwaad vir hulle. Hy gaan praat met die Here, hy sê, Here, wat gaan met die klomp aan? Wat gaan met jou mense aan? Want hy, Moses moes gesê, dis u volk. Dis u volk. Adam sê, die vrou het u my gegee. Ons wil altyd iemand anders beskuldig. En toe sê die Here vir Samuel die volgende, Samuel, hulle het jou nie verwerp nie. Hulle het my verwerp. Hulle het my as God verwerp.
geef hulle koning. Maar sê vir hulle, die koning het seker dit en dit en dit en dit. Jy kan gaan lees in die woord van die Here. Maar moet jy sê, so dikwels, dan soek ons 'n koning in ons lewe, want ons is nie tevrede met God in ons lewe nie. Ons wil beheer word, ons wil oorheers word, ons soek iets in ons lewe, drank, dwelms, wat dit geval is, iets wat my kan beheer, dis al wat dit is, dit beheer jou, want jy sê met God tevrede nie. Ok. Wees vrymoedig. Weet dat die Here die enigste God is. Moenie iets anders of iemand anders gaan soek nie. Moenie onoordeelkundig optree nie, omdat jy gehoorsaam is aan die waarheid. Kan ek weer sê? Moenie onoordeelkundig optree nie, want jy is gehoorsaam aan die waarheid. As jy nie in die waarheid gehoorsaam is nie, gaan jy onoordeelkundig optree. Wat beteken dit? Jy gaan foute maak in die sin van die woord, jy gaan verkeerde besluite maak, want jy ken nie die waarheid nie. Vrymoedigheid begin deur die waarheid te ken. Punt nommer 2, dan bid laat. Daar is nog 22 punte oor. Nou kom hulle sê vir Petrus en Johannes, luister nie, julle moet stil bly oor hierdie goed, ons wil nie meer daarvan hoor nie. Hoekom wil hulle nie gehoor het nie? Want hulle besef, ons is verkeerd, maar niemand moet dit weet nie. Ons is verkeerd, maar niemand moet dit weet nie. Wil jy vir my sê, my broer en sussie, hulle het die wet geken, hulle het die woord, hulle het alles geken, het hulle nooit besef, hierdie is die Messias. Dis die Messias. Kyk wat het gebeur. Wanneer iemand nie die waarheid wil hoor, of wil erken nie, gaan hy altyd 'n front probeer voorhou. Ja, maar. Dis hoekom Petrus gesê, maar nie, hy het gestem. Hy is nou dood. Is ek dood? Het ek hom dood gepraat? Is hy reg weer? Halleluja, ek is net so stil staan nou. Anders wat Petrus Johannes gesê het, maar julle moet vir ons luister, maar julle nie Jesus gesien nie, maar dat hy sê nee, ons kan nie anders nie, want ons het gesien. Dis die grootste, die beste getuienis, want ons het gesien. Dis wat die Here doen. Petrus Johannes stel hier 'n radikale prioriteit. Hulle praat hier met hierdie ouens, met hierdie wetgeleerdes, met die Joodse raad, wat by magte was om hulle ter dood te veroordeel. So maklik is dit. Laster, gooi hulle klippe dood. Nie kom sê vir hulle die volgende, sê vir hulle, ouens, julle moet self besluit. Of dit reg is vir God, om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self besluit. Interessant, hy sê nie vir hulle, ons gaan nie vir hulle luister nie. Hy sê vir hulle, julle moet self besluit, of gehoorsaamheid aan God, of gehoorsaamheid aan julle, die swaarste weeg. En dit is interessant, hy kon gesê het, hallo, daar is hy. Ag my ou Timoutjie, sorry hoor. Ons sal kyk daarna. Dalk moet ek 'n receivertjie by my inplak. Gaan miskien beter wees. Goed, kom ons kyk. Hulle sê, want ons kan nie anders. Jy het jou tyd gehad. Sorry. Hy sê, want ons het nie 'n keuse nie. Of die krag werk of nie. Die werk ons nie vir Eskom nie. Prys die Here. Handelinge 5 vers 29 sê die woord van die Here, ons moet God meer gehoorsaam wees as mense. Hier kom hy met 'n uitspraak. Hy sê ons moet God gehoorsaam wees. Geniet is wanneer die wêreld vir jou sê jy kan nie, daar's iets anderster. Dan moet ons gaan opstaan en sê wie wat nee, ek moet God gehoorsaam wees. Hoekom moet ek God gehoorsaam wees? Want ek gaan eendag voor hom staan. Nie vir die wêreld nie. Nie vir die raad nie. Nie vir iemand anders nie. Ek gaan eendag voor God moet staan en sê, Here, ekskuus, ek is nie gehoorsaam gewees nie, maar Here asseblief, ter verdediging. Asof die koning van die konings dan gaan sê, maar, hoekom wil jy jouself nou verdedig? Hoekom wil jy jouself nou voor my verdedig? Toe jy my moes verdedig het voor die wêreld, het jy stil gebly.
Nou kom verdedig jy jouself nou. En jy sien my broer en my sussie, Romeine 13 vers 1 sê, elke moet om die owerhede onderwerp. Maar wanneer die owerheid teen God se woord gaan, kan ons dit nie gehoorsaam nie. Mag ons dit nie gehoorsaam nie. Hy sê, want jy moet God meer gehoorsaam as die owerheid, as die wêreld, as die stem daar buite. Daniël 3, lees ons die gedeelte van Sadrag, Mesach en Abednego, met die oond. Hulle sê, buig voor die oond, of die word in die vuur gegooi. Sê, ons sal nie buig nie. Sê die volgende. En as ons nie red nie, moet u weet, o koning, dat ons die gode nie gedien het nie. Nie gedien het nie. Hoeveel van ons, my broer en my sussie, as jy voor die vuur oond staan, dan sê ons nie, is reg, ons herken maar die koning as die koning. Ons herken maar die koning. Ons sal later vir die Here sê, sorry Here. Ons sal later sê, vergeef my asseblief Here, want ek het nie 'n keuse gehad nie, jy het 'n keuse gehad. Jy het 'n keuse gehad. My broer en my sussie, as jy gevra word om te lieg by jou werk, moenie etiese grens oorsteek nie. As jy gevra word om stil te bly oor onreg, moenie die grens oorsteek nie. Want so dikwels dan moet ons maar stil bly, moet ons maar die papiertjie maar teken, want iemand het gesê ek moet. En ek weet vanmôre, my broer en my sussie, ek praat vanmôre oor die gedeeltes, maar ek wil môre vir jou sê, wie wat, ons is almal buitekant in dieselfde omstandigheid. Jy moet elke dag 'n keuse maak, etiese keuses maak. Gaan dit die Here gehoorsaam wees of gaan ek dit doen? Dis jou keuse. Dis jou besluit. Dis jou keuse, dis jou besluit. Petrus en Johannes sluit af en hulle sê die gedeelte, ons kan nie swyg nie. Kan nie stil bly nie. Want vrymoedigheid is nie 'n opsie nie, my broer en my sussie. Vrymoedigheid is 'n noodsaaklikheid. Vrymoedigheid is 'n noodsaaklikheid om elke dag te kan getuig vir die Here. Ware ontmoeting met Jesus laat jou stom wees vir die wêreld, maar hard praat vir die Here. Gehoorsaamheid dwing getuienis af. Wanneer jy by die Here uitkom, en as die Here ons hart verander en die Here ons help, geliefdes, dan is dit of jy nie anders nie, jy praat. Jy kan nie stil bly nie, jy praat. Want dit is wat gebeur het. Want jy kan nie stil bly oor die wonders wat jy gesien het nie. Wat God gedoen het in jou lewe nie. Jeremia 20 vers 9, die woord van die Here het vir my 'n bron van skande geword, sê, maar toe ek sê, ek sal hom nie meer noem nie, toe word soos 'n vuur wat in my gebeente brand. Jeremia sê self, hy sê, ek gaan nie meer praat oor die Here nie, ek gaan nie meer praat oor die goeie dinge nie, hy sê, toe word soos 'n vuur wat in my gebeente brand. Hy sê, ek kan nie anderster nie, ek moet praat. Paulus sê 1 Korintiërs 9 vers 16, hy sê, en wee my, as ek die evangelie nie verkondig nie. Hy sê, wee my. Psalm 40 vers 10, ek het die trou en die huil en die groot vergadering verkondig, ek het my lippe nie gesluit nie. Weet jy hoe lyk die wêreld soos die wêreld lyk? Nie omdat God afwesig is nie. Dis omdat ek en jy die kerk afwesig is. Dis hoe die wêreld lyk soos die wêreld lyk. Want as daar nie geregtigheid is nie, neem ongeregtigheid toe. As daar nie 'n woord van wysheid is nie, neem wat sê teenoorgestel van wysheid? Dwaasheid, almal sê stupidheid. Hoor wat ek vir jou sê, as wysheid ontbreek, neem onkunde toe. As daar nie meer 'n stem van redelikheid is wat gehoor kan word in my boetie en my sussie, word die stem van onredelikheid gehoor. As daar nie meer waarheid gepraat word nie, word die leuen verkondig as die waarheid. Dit maak my opgewonde, want ek weet ons leef in die laaste tyd, want dis wat die woord van die Here vir ons sê. Laaste dae, my boetie, my sussie, sal die leuen vir die waarheid verkondig word. En ons hoor dit elke dag. Stem vir my en alles sal beter gaan. En vir 32 jaar in die massas gestem, omdat iemand gesê het, gaan beter gaan, en het het nooit beter gegaan nie. Kyk waar is ons vandag. Gaan ons weer luister, of gaan ons vir 'n slag waarheid toelaat in ons lewe, deur te sê, kyk wat die waarheid is, kyk wat die realiteit is, en doen die regte ding. Prys sy naam. Ek sluit af. Petrus en Johannes staan voor hulle en sê vir hulle die volgende, geen nie om wat julle sê nie, kan nie stil bly nie. En hulle bid, Here, gee vir ons vrymoedigheid. Nie vir ons veiligheid nie, Here, maar vrymoedigheid. Self te midde van dreigemente. Gehoorsaamheid, hoor gou mooi, gehoorsaamheid gebeur nie in stilte nie, maar onder druk.
God antwoord nie deur dreigemente weg te neem nie, maar vir jou 'n verskrokke hart te gee. Met ander woorde, God vat nie die Samson weg in jou lewe, of wie is hy groot ou wat Dawid met klip gegooi het? Goliat, daar is hy. God vat nie die Goliat weg uit jou lewe uit nie. Hy gee vir jou, hy maak jou soos 'n Dawid. God vat nie die Samson weg, hoor vanmôre mooi, dis reg, die Samson. Iemand dink, ek kan alles doen. Iemand dink, ek is okay, ek is reg. Nog net hierdie een keer. Vat God dit weg. En hy gee vir jou wysheid. Hy vat die Samson weg uit jou lewe uit. Die eie geregtigheid. Die eie self, vat hy weg. Hy gee vir jou wysheid. Vrymoedigheid, ondanks die dreigement van die wêreld. Hy gee vir jou onverskrokke hart. Efesiërs 6, vers 19-20 bid Paulus, hy sê, bid ook vir my, dat my woorde gegee sal word, wanneer ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. 2 Timoteus 1 vers 7, hy het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. Handelinge 4:31, nadat hulle gebid het, is die plek geskit. En gevul met die Heilige Gees het hulle aangegaan en uitgegaan om te doen. Dikwels bid ons, Here, vat die doring in my vlees uit weg. Here, vat die doring in my vlees uit weg, vat dit weg, Here. Dan kom die woorde soos Paulus gesê het, my genade is vir jou genoeg. My krag kom tot volle werking wanneer jy swak is. Vrymoedigheid vanmôre, my broer en sussie, is nie vrymoedigheid in jouself, hoe goed jy kan praat, of hoe slim jy is nie. Vrymoedigheid vanmôre is om te doen wat die Here wil hê jy moet doen. Is om op te staan en te sê, te midde van omstandighede, te midde van wat die wêreld wil, Here, dis wat U wil hê ek moet doen. Hier's God se woord, ek staan by die woord van die Here. Die kerk bid nie net vir vrymoedigheid in die sin van die woord nie. Eintlik het hy sê, Here, gee ons krag. En God vervul hom met die Heilige Gees opnuut. Hy gee vir die Heilige Gees invulling. Gehoorsaamheid is nie wil of krag nie. Dit is om oor te gee aan die Gees wat in jou leef. Ware vrymoedigheid is die bonatuurlike gesag wat in jou lewe aanwesig is. Om te kan sê, so spreek die Here. Om te kan sê, dis wat God se woord sê. Matteus 10 vers 29 sluit ek af. Dis nie julle wat praat nie, maar die Gees van julle Vader wat in julle praat. Watter woorde praat jy? Watter woorde praat ons, my broer en sussie, as ons alleen is, as ons by mekaar is, as ons sit en gesels oor alles? Watter woorde praat jy? Jesus sê, dis die Gees van jou Vader wat in jou praat. As ons verkeerde woorde praat, het ons 'n verkeerde gees. Met ander woorde, daar's 'n verkeerde Vader. As ons verkeerde goed sê, beteken dit 'n verkeerde gees, ons by verkeerde Vader gaan luister. Maar as dit vanmôre is om te sê, Here, gee my vrymoedigheid om te praat oor Jesus, om te praat oor God, om te praat oor dit, Here, wat U wil ek moet doen, wat vir U belangrik is. Dit gaan nie oor wat ek nie, dit gaan oor wat God wil. Dan praat ek onder die gees, of in leiding van die gees van my Vader wat in my is. Hoor vanmôre die woord van die Here. So tydjie terug, ons is by Mug and Bean gewees. En daar's 'n ouetjie wat daar werk, wat ek al baie jare ken al. Het 'n moeilike pad geloop. Harde pad geloop. En eendag sit ons daar so en hy kom na my toe en sê vir my, hy sê altyd mevrou Dominee en meneer Dominee. So gaan met jou, hy sê, baie goed. Ek het my hart vir die Here gegee. Hy sê, weet jy wat? Ek is nog nie daar nie. Hy sê, ek is nog nie daar nie. Maar ek moet wees nie. Mag nie meer waar ek was nie. En elke slag as ek op sien, asof jy daai vrede, daai liefde by hom kan ervaar. Die vrymoedigheid. Hy sê, ek kan nie stil bly nie. Ek moet praat. Ek kan nie stil bly nie. Hy sê, party mense sê, ek moet stil bly, hulle wil dit nie hoor nie. Ek sê, ek gee nie om nie, hulle het klaar gehoor. Maar ek kan nie anders nie. Want ek kan nie stil bly, oor wat ek gesien, en wat ek gehoor het nie. Wat het jy gesien en gehoor al? Negatiewe dinge, baie. Slegte nuus, baie. Droogtes, baie.
Dit alles. Vir my so kosbaar, as advertensie op TV en op nuus ook, wat sê jy's 'n boer. Deur gebroke beloftes en laatbetalings het jy staande gebly. Ons almal kan vanmôre dit al sê al. Deur gebroke beloftes en laatbetalings is ons nie staande gebly. Ons is hier. Want jy kan nie anders as ons nie stil te bly, maar te praat oor wat die Here gedoen het vir jou nie. Ons bid saam. Vader van genade, ons dankie vanmôre. Ons loof en ons prys U naam vanmôre, Here. Dankie dat U vir ons genade gee, dankie dat U vir ons help, dankie dat U vir ons uitkoms gee. Dankie Here dat U getrou is en met vrymoedigheid wil ons vanmôre kom. Met vrymoedigheid wil ons vanmôre, Here, U naam aanroep en bid in die naam van Jesus. Ons wil nie vanmôre sê, Here, vat dit weg nie. Ons wil vanmôre sê, gee ons krag. Maak ons sterk. Gee ons groter vrymoedigheid. Gee ons groter vrymoedigheid, Here. Want ons kan nie stil bly nie. Ons kan nie stil bly wat ons gesien en gehoor het. En daarom sê ons vanmôre, Here, dankie vir die genade. Dankie, Here, dat ons vanmôre kan kom en dankie dat ons vanmôre in U naam kan bely. In U naam kan aanroep vanmôre as Vader. Ons Vader. Ons Vader wat in die hemel is nie, maar ons Vader wat by ons ook is. Ons Vader wat saam met ons is. Ons Vader wat ons lei en begelei, ons Vader wat ons lief is. Dankie, Here, vir die teenwoordigheid vanmôre. Wat U vanmôre hier is, Here. Al is dit net vanmôre vir een persoon. Laat net vanmôre een persoon vanmôre U teenwoordigheid beleef. En Here, 'n hartskeuse, 'n besluit maak om vanmôre te sê, Here, te midde van my stikkindheid, te midde van my seer, ek kies Jesus. Ek kies U, Here. Ek kies U vanmôre, Vader, en dankie vanmôre. Here, ons kom vanmôre soos 'n Petrus en 'n Johannes, kom ons vanmôre na U toe. Ons is klein. Ons is bang. Bekommerd. Maar Here, ons dra U naam. Kinders van God. Kinders van die Allerhoogste. Here het gesê, daar's geen ander naam nie. Gee ons vrymoedigheid ook om dit te sê en dit te leef. Elke dag tot eer van U naam. U meer gehoorsaam te wees as mense. Here, nie vir mense bang te wees wat hulle gaan sê, wat hulle kan doen nie. Maar eerder vir God, Here, die eer te gee. Vader, ons dankie daarvoor in Jesus naam. Help vir ons, Here, om te kies. U te kies bo gewildheid, bo veiligheid, bo loopbaan, bo gemak. U te kies, Here. Weer te kies. Elke keer te kies. Op te staan. En weer te kies. Here het ons oë en ore gegee. Ons kan nie swyg nie. Here, dat U 'n vuur in ons gemeente brand, in ons gemeente aan die brand gesteek word, Here, 'n vuur wat binne in ons begin brand. Soos Jeremia gesê het, toe ek stil bly, het daar 'n vuur binne my begin brand. Dis ons gebed vanmôre, Here. Steek die vuur aan. In ons gebeente, in ons gemeente. En Here, dankie daarvoor. Dankie Vader in Jesus naam. Dankie dat U vir ons die genade gee. Hoor vanmôre dit, Here. Gee ons vrymoedigheid om te spreek. Nie stil te bly nie, want ons kan nie stil bly nie, Here, oor wat ons gesien en gehoor het nie. Vul ons met die Heilige Gees, dat ons vrees vervang kan word met geloof. Ons lippe met vrymoedigheid kan spreek. Jesus Christus is die Here. Dankie Vader, in Jesus naam. Amen. Amen. Prys die naam van die Here. Loof sy heilige naam. Dankie Jesus. Dit is vir ons 'n voorreg vanmôre om so saam te kan wees, geliefdes.
En jy moet dit nooit aanvaar as vanselfsprekend nie. Elke geleentheid wat ons het, moet gebruik word om by mekaar te wees en saam te kan kom. Loof die Here se naam. Goed, dis vir ons